Hierdie episode van Storytyd saam met Juffrou Blanche word geborg deur Kleuter en Baba Campus in Langenhoven Park. Welkom by nog 'n episode van Storytyd saam met Juffrou Blanche. En vandag se storie se naam is Lukas laat sy lig skyn en dis geskryf deur Wendy Martins en Alistair Ackerman. Mamma lees vir Lukas 'n slaaptyd storie. Fluit, my storie is uit, sê mamma en maak die boek toe. Ag, nog 'n storie asseblief, mamma, vra Lukas. Slaaptyd, sê mamma en gee vir Lukas 'n swinkie. Los asseblief die lig aan. Hoekom, my skat, vra mamma. Ek is bang vir die donker, sê Lukas. As dit nie donker is nie, kan ons nie die sterre sien nie, sê mamma en sy trek die gordyne oop. Daar verskiet 'n ster, roep Lukas. Dis jou ster, sê mamma. Onthou om te wens. Lukas knyp sy oë styf toe en hy wens. Nag, Lukas, sê mamma. Nag, mamma, sê Lukas. Lukas voel 'n bietjie beter. Daar buite is 'n ster wat net vir hom skyn. Later die nag stap Lukas tip-tap na mamma se kamer. Woeps, duik hy op die bed. En nou, Lukas, vra mamma. Ek is bang vir die uil wat so hoe maak, sê Lukas. Hy vra maar net, hoe gaan dit, sê papa. Lukas en papa luister na die uil, totdat papa begin snork. Nie lank nie, of Lukas vlieg ook droomland toe, op die rug van 'n groot, sagte uil. Die volgende oggend neem papa vir Lukas skool toe op sy bromponie. By die skool wil Lukas nie afklim nie. En nou, Lukas, vra papa. Ek is bang die ander kinders spot my, sê Lukas. Almal gaan by die kermis op die groot wiel ry, net ek wil nie. O, Lukas, jy's die dapperste olifantjie wat ek ken, sê papa. Regtig? Vra Lukas. Regtig, egtig, sê papa. Hoekom dink papa so? Vra Lukas. Want jy sê nee as jy nie gemaklik is met iets nie. Papa stap saam met Lukas tot by sy klas. Lukas voel sommer baie beter. Hy weet nou, dis nie verkeerd om nee te sê nie. Lukas is ook bang vir die donderweer. As die weer begin dreun, gooi hy sy kombers oor sy kop en sing. En sodra die storm verby is, maak mamma vir hom lekker soet tee. Wanneer dit oopgetrek het, probeer Lukas om sy krieketbal tot by die boonste takke van die boom te kolf. Dit laat hom altyd sommer baie beter voel. Mure is nog iets waarvoor ou Lukas bang is. Een pouse het 'n muur in Lukas se slurp gekruip. Hy het geproes en genies en amper al juffrou se sneusies opgebruik. Mamma moes vir Lukas dokter toe neem om die muur uit te haal. En van toe af hardloop Lukas sommer vir die mure weg. Op 'n dag kom oupa kuier. Bring my flits, Lukas, sê oupa na aandete. Oupa en Lukas stap tuin toe. Lukas skyn in al die hoekies en gaatjies. Hy sien 'n slak se silverspoor. Hy sien 'n vlermuis wat flip-flap vlieg. En 'n mossie wat op 'n tak sit en slaap. En Kitsie se groen oë. Word groot mense ook bang, oupa? Vra Lukas. Ouma is bang vir hoogtes. Tant Mien is bang vir spinnekoppe. Oom Barry is bang iemand steel sy gitaar. En ek is bang, jy word te gou groot, sê oupa. Lukas kraai soos hy lag. Die flitslig is nou joune, sê oupa. Dankie, oupa. Toe gaan sit oupa en Lukas by die visdam en luister hoe die paddas klik, 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 klik gesels. Oupa sit sy arm om Lukas. Hulle sê niks. Hulle sit net so. En daar, voor Lukas en oupa se oë, vlieg 'n wolk 4 vliegies verby. Lukas kyk en kyk en kyk. En terwyl hy kyk, voel hy anders en tog presies dieselfde.
Hy was nog altyd bietjie bang vir mure en donderweer en die groot wiel en die uil in die donker. Maar dit maak nie regtig saak nie, want hy is nou net so dapper soos 'n vuurvliegie wat met sy eie lig in die donker kan skitter. Dis 'n mooi lesie wat hierdie liefste Lukas geleer het, dat hy nie hoef bang te wees nie, want hy het sy eie liggie wat hy skyn. En net so het ons elkeen ook ons eie liggie wat ons kan skyn, want Jesus bly in elkeen van ons se hartjies. Nou toe maatjies, vereers is dit al vir vandag. Tot 'n volgende keer. Arrivare. Hierdie storietyd saam met Juffrou Blanche was geborg deur Kleuter en Baba Kampus in Langehoven Park.